sien waardeur moet ek werk. Elke dag. Nou dit is my regtig 'n voorreg om vanoggend die woord te kan bedien. En ja, en dit was 'n lekker vakansie. My skoonpa het 80 geword. Hierdie is die jaar van dekades in ons familie. Oupa het 80 geword, my seun het 30 geword. My skoondogter word oor 'n week en 'n half 30. Ek het ook geword. So, hierdie was 'n woelige vakansie met almal by ons huis en dit was 'n gekuierery en 'n geëtery en sommer dit is vanoggend lekker om hier te wees. En dankie vir die voorreg van dit. Vanoggend se woord is eintlik in alle opsigte so eenvoudig. En so simplisties dat dit kan een van daai woorde wees wat letterlik net by jou verby kan gaan. En ek dink baie skrif kan ons baie keer lees omdat ons dit so goed ken en nie eintlik meer toelaat dat die skrif ons challenge of uitdaag en God se uitnodiging sien van daar waar ek kan verander nie. Nou ek wil ons moet gaan na die eerste slide op die PowerPoint en dit is Galasiërs 5 vers 25 en hierdie is een van daai tekste. Hy sê aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Nou die Afrikaans stel dit nie regtig, die Engels stel dit so klein bietjie mooier wat hy sê since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. En ek dink, Paulus sê nie net hier, een van daai goed soos, luister, word gelei deur die Heilige Gees, of luister na die Heilige Gees toe nie. Hy sê, bly in pas met dit waarmee die Heilige Gees besig is. Want die geestelike lewe is baie meer, ons Christelike lewe is baie meer, net as om die regte goed te glo, of om die regte goed te doen, maar dit is om in verhouding te stap en in pas te bly met die God wat ons lewens verander het. En die voorreg wat ons het eintlik om in hierdie verhouding te staan en die vreugde te kan geniet, selfs in tye wanneer dit met ons moeilik gaan, wanneer die uitdagings en die gebrokenheid van hierdie lewe so gedurig deur aan ons voordeur kom klop, dat ons vreugde kan beleef, omdat hy by ons kom bly het en ons saam met hom kan stap. En ons sien dit van die begin af. Ek bedoel, as jy onthou toe Adam en Eva in die tuin van Eden was, dan sê dit God het gekom en saam met hulle gewandel. Selfs na die val, die sondeval wat gekom het en die volk wat in die woestyn was vir 40 jaar, sien ons hoe dat God gekom het en met 'n vuurkolom in die aand gegaan het en 'n wolkkolom in die dag saam met hulle gewandel het, hoe dat God die tabernakel gebring het en hoe dat God kom bly het by ons en dan sien ons die tempel, God het saam met ons kom wandel en dan sê Johannes 1 dat die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. Dit was asof God nog altyd saam met ons wou beweeg het hier. En wat 'n voorreg wat ons dan het, om te sê, Here, mag ek in lyn wees met dit waarmee ek konstant besig is. Ek dink een van die goeters eintlik, wat ons dan doen is, in plaas van dat ons baie keer in pas bly, maar wat die Heilige Gees doen, en ek vind my skuldig daaraan, is ek sal my planne maak en sê, Here, seën my planne. Of ek sal sê, Here, ek wil hierdie doen, Here, seën dit. Of Here, hierdie is wanneer toe ek moet beweeg, Here, seën dit. Maar dit is nie wat ek sien die skrif sê nie. Dis asof ek wil hê dat die Heilige Gees konstant in my lewe moet inleen, in plaas van ek wat inleen by wat God mee besig is. Nou Paulus gebruik hierdie mooi Griekse woord as hy praat van om in pas te bly of in die Engels in step
En die Griekse woord wat hy gebruik is stegio, en dit is letterlik to walk in line, to march in formation, to keep rank, or to follow another space. En hy praat direk, hy praat eintlik soos, en ek het Fanny nou gisterand gevra, want ek kan partykeer nogal verkeerde terminologie gebruik met goed wat ek nie ken nie. Toe sê ek in die weermag is dit 'n bataljon wat saam masseer of wie se beheer van hierdie massering en al hierdie goeders. Toe sê nie die drolsersand. So as al die soldate saam masseer, dan is dit nie asof elke soldaat kan besluit, luister maar, hierdie is elke korte roete. Of ek wil eerder die pas verander, of ek wil nie meer in gelid bly met wat die drolsersand sê nie. Nee. Ons almal bly in lyn, en ons almal luister wat die drolsersand sê, en dit is presies hierdie woord wat Paulus gebruik, hierdie militêre woord wat hy sê, kom ons bly in pas met dit waarmee die Heilige Gees mee besig is. Dit is asof die Heilige Gees, ek dink hy is meer as net ons leidsman, hy is meer as net ons vertrooster. Dit is asof hy die pas aangeer word van ons lewe. Nou as jy lief is om atletiek te kyk, en die langer afstande kom op, en jy sien die pas aangeer is besig om die pas aan te gee vir die eerste atlete. Ek bedoel, dit is vir my so lekker om te kyk. Dink partykeer, hoor jy kan eintlik hierdie resies wen, moenie uitklim nie. Jy is nie die pas aangeer, maar dit is wat die Heilige Gees vir ons is. Hy word ons pas aangeer. Hy bepaal wanneer ons gaan. Hy bepaal wanneer ons stop. Hy bepaal wanneer ons wag. Hy bepaal wanneer ons beweeg, en ons moet leer om in ritme met waarmee hy besig is om in dit in te gaan. Nou, ek wil vertel van 'n persoonlike storie waardeur ons gegaan het. Ons seun is in 2022 getroud, en ons het die voorreg gehad om in daai jaar die laaste keer saam met ons kinders in die FSA te wees. Partykeer bless die Here ons met goed wat ons nie verdien nie, en dit was een van daardie trips. Maar ons is toe, voordat ons Orlando toe gaan na die parke toe, want dis my kinders se hoogtepunt, is ons in New York, en nou moet ons vlug vang vanaf New York, Orlando toe. Nou, ek weet baie van julle het al oor see getravel, maar as jy in Manhattan bly, in New York, dan is dit nogal belangrik om die regte treine op die regte tyd te vang, om by die lughawe te kom. Nou ek onthou, daai oggend, daar was iets in die stad in die gang, en ek onthou vervoer was in baie opsigte in die stad beperk. So ek het laat ons vroeg opstaan, sodat ons die trein kan vang, want ons moet by JF Kennedy lughawe uitkom. Dit gedoen, dan stop jy op 'n sekere punt, want daar is iets in die stad in die gang, en dan moet ons almal uitklim, en dan gaan ons nou busse vat na die lughawe toe. En as jy nou by die busse kom, is dit nou vir platform 1, is dit, hierdie busse platform 2, platform 3, platform 4. So staan ons in die ry, en ek is so chuffed myself, ek bedoel, ek het hierdie hele vakansie self gereël. Ek het al die kaartjies betaal. Ek is soos in, alles werk, perfek. Nou staan ons in hierdie ry van platform 4. Nou kyk ek op ons kaartjie. Nou sien ek, hier staan platform D. Nou dink ek, nee, maar dit is maar seker equal, A is gelyk aan 1, B is gelyk aan 2. Maar nou raak ek so bietjie benoud in my binnekant, want wat as dit nie is nie? Nou gaan vra ek die vroutjie, wat ons almal help om by die regte platforms uit te kom. Ek sê, ek wil net seker maak, is ons in die regte ry? Sy sê, nee, ons is op pad na verkeerde lughawe toe. Ons vlieg eintlik, hierdie kaartjie is vir LaGuardia. Het jy al gevoel, wanneer al jou bloed uit jou lyf uitgaan? Ek bedoel alles. Ek staan daar, nou wil ek nie vir Henny sê nie, want ek weet, hy gaan nou 'n wille swybrandjie met my kry. Oor hierdie foutjie van my. Maar ek sê, okay, so nou is daar nie vervoer nie, want daar's iets in die stad in die gang.
Nou sê ek van, hoe gaan ons by LaGuardia kom? Sy sê, sy weet nie. En die vlug is nie te lank van nou af nie. Uiteindelik sê ek vir Henny, nou is dit soos in, okay, hy moet net nie nou met my beklei nie, want ek is nou by trane verby. En ons hardloop, hy sê, kom ons gaan kyk of ons net ergens dalk 'n taxi kry. En ons hardloop, daar's niks aan die gang nie. En op die oomblik kom daar een taxi en ouens, maar hoor, die Here het my lief, kom daar een taxi in en hy laai mense af. Dis die enigste vervoer wat ek sien. En ons vra vir hom, luister, ons het 'n Panari, kan hy asseblief ons na LaGuardia toe vat? Ons is by verkeerde punt na verkeerde lughawe op pad. En moet jy weet, as jy Amerika toe gaan, dan vat jy mos nou jou grootste koffers. Nou is dit hierdie karretjie met al hierdie 4 koffers en ons 4. Maar ons is daarin en ons 'n uur voordat ons vlug vertrek, stap ons by LaGuardia in, maar ek tog, Here, U het my lief en ek gaan soek 'n koffie, nou het ek nie geld nie. Daai een vrou staan, sy sê, I will buy for you. Ek tog, U het my lief vandag. Maar net so vinnig, ek bedoel, dit was nie asof ons lui was nie, dit was nie asof ons laat was nie, dit was nie asof ons beplan het nie, alles was in die regte plek, behalwe ons was nie op die regte plek nie. En ek dink dis presies wat dit is baie keer met die Heilige Gees, en met dit in gedagte, kom ons gaan na die volgende punt toe, en ek wil vertel van iemand wat op 'n verkeerde plek was, en kom ons kyk net na Dawid, so 2 Samuel 11 vers 1. In die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op 'n keer vir Joab en sy soldate in die hele Israel uitgestuur. Hulle het vir die Ammoniete verslaan en Rabba beleer, maar Dawid het in Jerusalem agtergebly. 'n Subtiele foutjie. Ek bedoel, ons begin by Dawid met Batseba. En ek wonder baie keer, eintlik kon die Heilige Gees net toegelaat het dat die skrywer net moes skryf, Dawid het in Jerusalem agtergebly, maar dis nie wat God wil hê ons moet hoor nie. Hy sê, daar was 'n tyd wat konings opgetrek het om oorlog te gaan maak. En in daai tyd het Dawid gekies om by die huis te bly. Nee, massive besluit nie, dit was 'n klein besluitjie. Van ek dink nie, ek is nou lus vir oorlog nie. Sy probleem het nie begin by Batseba nie. Sy probleem het nie begin by oorspel nie. Sy probleem het begin die oomblik toe hy besluit dat hy nie gaan doen en dat hy nie op die plek gaan wees waar God van hom verwag om te wees nie. Ek gaan by die huis bly, niks dramaties nie. Hy was nie in belyning met wat die Here vir hom geroep het nie. Ek dink baie keer, ons spreek oor sy oorspel, ons spreek oor die feit dat hy bely het, ons spreek oor al die goeters, maar ek bedoel, daai een besluit, om nie op die plek te wees, van waar God hom wil hê nie, het die hele destiny en vloei van Dawid se lewe beïnvloed. Jy sien, want die ding is, as jy op verkeerde plek is, luister ouens, en dit gebeur so subtiel, die duiwel vang ons nie, ewe skielik met groot goed nie, ons maak sulke klein verskywingkies, niks massive nie, maar as jy nie op die regte plek is nie, dan veroorsaak dit dat jy nie die regte goed sien nie, want toe sien hy vir Batseba raak. En die plek wat jy dan is, die verkeerde plek, gee al meer ruimte vir versoekings. Ek wonder baie keer, of ons nie selfverantwoordelik is vir die goed wat ons pad langs kom nie, omdat ons nie in stap en in geluk bly met dit waarmee die Heilige Gees besig is nie. En ek dink selfs as jy in bediening is, maar ek dink ons almal wat passievol is oor die Here, en wat graag iets vir die Here wil doen,
in die begin van 'n week, of in die begin van 'n jaar, of in die begin van 'n maand, of in die begin van wat ook al, dan is dit asof ons kalenders begin volmaak met alles waarmee ons moet besig wees. Dit is asof die bedieninge vloei en floreer. Dit is asof mense het jou nodig en jy kom by mense uit en ons bid vir mekaar en ons ondersteun, maar somehow is dit asof ons dan net in die oggend nie daai oomblik vat, wat ons net stop en net sê, Here, waarmee is U vandag in my lewe besig? Maar ons vat ons program en ons leer dit eintlik net so voor hom. En sê, Here, seën alles wat ek vandag doen asseblief. Maar ek verstaan nie dat dit die manier is hoe ek kan pas bly met dit waarmee die Heilige Gees besig is nie. 'n ander persoon wat presies ook hierdie beleef het, en ek het al voorheen oor haar gepreek ook, is Maria Magdalena. Nou as ons sien die verhaal wat hoe Johannes omskryf, en die evangelieskrywers skryf almal oor die opstanding van Jesus, maar hy verduidelik dit so mooi en op 'n ander manier. So hy begin met die opstandingsverhaal Johannes, en dan begin hy te praat oor hierdie vrou. En Lukas vertel vir ons dat Jesus haar bevry het van 7 demone, en ek dink nie noodwendig dit was net 7 demone nie. Ek bedoel, in die Bybel is getalle, is baie simbolies, so 7 is die volmaakte getal, wat in my verstand is, dat sy was net heel en al, sy was demonies beset. En dan is daar 'n dag wat Jesus in Magdala kom, en hy sien haar raak. Ek bedoel, die vrou wat, sy was nie jou vriendin nie. Jy het ook nie vir jou seun aangeraai om saam met haar in matriekafskeid toe te gaan nie. Sy was daai ene wat nie 'n plek gehad het. Jy het nie vir haar plek gehou om langs jou te kom sit nie. Sy was daai ene. Maar toe Jesus Magdala besoek, het hy tog by haar stil gestaan en haar geheel en al bevry van dit wat haar lewe mee beset was. So wanneer die Bybel oor haar praat, ek dink nie sy was net 'n gewone disipel ook, of 'n volgeling van hom nie. Ek bedoel, sy het by hom gebly, sy het hom gevolg, sy het hom gedien. Sy het, wanneer hy iets sê, het sy gehoor wat hy sê. Sy het hom innig lief gehad, leer ons uit die woord uit. Sy het gesien hoe hy blindes laat sien, hoe hy siekes gesond maak. Sy het gesien hoe hy gebrokenheid aanraak. Sy het dit alles gesien. En dan gebeur daar die Vrydag. En ons sien net Maria en Jesus se ma, Anna Maria, en Johannes wat staan by die kruis, en dan sien sy hom swaar kry. En sy sien hoe bloed van hom vloei. En sy sien hoe hy geslaan word. En sy sien hoe mense vir wie hy gekom het om te sterf, vir wie hy vir 3 jaar bedien het, hoe dat hulle hom verniel. Sy staan daar. En sy aanskou die chaos van al die hoop wat sy in hierdie persoon gehad het. En kan jy dink toe daai Vrydag verby is, en Jesus gaan begrawe word deur Nikodemus en Simon van Sirene, die stilte waarmee sy ewe skielik gesit het. Ek bedoel, al haar hoop, die toekoms wat sy gedink het sy gaan hê, die God wat sy gedink het sy ontmoet het, was alles opgeneem in hierdie persoon Jesus Christus, maar sy het gesien hoe hy voor haar sterf. En nou is dit net stil. Daar's geen genesings nie. Daar's geen woorde van hoop nie. Die disippels is almal uitmekaar uit. Ek weet nie of jy al, die Bybel skryf nie juis iets oor daai Saterdag nie. Maar ek wonder of jy al so Saterdag beleef het.
na alles wat jy gesien het, God se getrouheid, na sy antwoorde, is dit ewe skielik net stil. En dan sien ons in Johannes 20, vanaf vers 1 skryf Johannes, hy sê die sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Nou, Lukas 24 vers 1 sê, baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week, het hulle speserye gebring. So ons sien, Johannes skryf dat toe dit nog donker was, ek dink nie, hy praat regtig net van hoe dit die dag gelyk het. Ek dink daar was 'n donkerte in Maria se hart ook. Ek bedoel, al haar hoop het gesterf. En dan vat hulle, party van die vertaling sê geurende speserye, want wat haar verwagting nou is sy verwag om nou by die lijk van Jesus uit te kom, haar finale eerbetoon te doen, die speserye op te sit, om finaal kubai te sê, en so aan, en dan kom sy daar, maar dan is die klip weggerol. Ek wonder partykeer net oor hoeveel van ons gaan nog steeds in ons verhouding met die Here kom ons met geurende speserye en wil ons goeders wat in die verlede was, goed waardeur ons seer gemaak is, verhoudings wat teleurgestel het, aanstoot wat geneem is, mense wat jou offend het, hoeveel keer ons nog die speserye vat van die verlede en dit in die toekoms wil behou, asof ons hierdie lijk die heeltyd wil salf, en nie wil deel met die feit dat dit nie meer Vrydag is nie, maar dat dit Sondagoggend is, dat die klip weggerol is vir jou omstandighede, dat God alles verander het, dat dit 'n opstanding geword het, en ons nie meer hoef te sit met speserye in die verlede nie. Want ouens, party van die verhoudings in jou lewe gaan nie herstel nie. Ek is jammer om vir jou te sê, ons lewe in 'n gebroke wêreld. Die persoon wat jy dink vir jou moet jammer sê, gaan jou dalk nie om verskoning vra nie. Die onregverdige afdanking by jou werk, niemand gaan vir jou sê hoe spyt hulle daar is oor nie. Hou op om speserye te vat, om dit wat in die verlede is, die heeltyd te balsem, asof dit is waarmee jy nou sit. God het vir jou aangebreek. Jesus het jou lewe kom verander, hy is opgewek uit die dood uit. En partykeer gaan ons dit nie kan verander nie. Daar is soveel goed in my lewe wat ek wil verander. Daar is soveel mense wat ek wil hê, moet sê jammer vir dit wat ons gesê het. Daar is. Daar is soveel verhoudings wat ek wil hê moet herstel. Daar is. Maar ek sien nie dit gebeur nie. En nou help dit nie. Ek sit met speserye en hou my gedagtes aan die gang met dit wat verby is nie. En ek bly by Vrydag. Maar Sondag het reeds aangebreek. Ek is van my notas af. Ek is jammer. Ok, kom ons lees die volgende slide. Maar Maria het buitekant die graf gestaan en ween. O nee, ok, nee, ek wil nie daar wees nie. Gaan maar net terug. Ek wil eers hierdie sê. So Maria is by die graf. En dan kyk sy in die graf en in die volgende oomblik sien sy 2 engele. Een by die voetenend en een by die kop, gedeelte van waar Jesus gelê het. En dan vra hulle vir haar, vrou, waarom huil jy? En eintlik in 'n sekere opsig voel dit vir my soos 'n onsensitiewe vraag. Weet julle nie wat het gebeur Vrydag nie? Is julle onsensitief dat
dat die Messias van die wêreld gekruisig is, het julle nie enige idee dat sy een van die disippels was wat gebly het by die kruisiging, wat daar gestaan het, wat alles beleef het. Het julle nie gesien waardeur sy is nie? Maar die ding is, dit het Vrydag gebeur, maar het is nou Sondag. En die twee engele verander die vraag, hoekom huil jy? En het is snaaks genoeg, op Vrydag het niemand vir daai vraag gevra nie. Niemand het gevra terwyl sy by die kruis gestaan het, Maria, hoekom huil jy nie? Want dit was die regte plek om te huil. Maar dis nou Sondag. En Maria, jy is op die regte plek, maar jou perspektief is nou verkeerd. Want as jy nie jou perspektief gaan verander nie, gaan jy nie sien wat God in die volgende seisoen van jou lewe wil doen nie. En ek wonder partykeer dat die Here nie soms, vir my weet ek vra dit. En ek sê altyd vir julle, moenie worry, as jy voel die Here praat nie met jou nie, jy hoef nie te worry nie, ek weet hy praat met my. So jy luister net eintlik wat die Here vir my sê. En dan kan jy my vra, luister ek. Ek dink die Here vra, waarom is jy nog kwaad? Waarom is jy kwaad? Waarom huil jy nog steeds oor dit wat verby is? Waarom neem jy nog steeds aanstoot oor dit wat verby is? Waarom sit jy nog steeds met die speserye om iets gebalsem te hou en aandag aan te gee wat verby is? Ons kan nou na die volgende gedeelte toe gaan, verder. Vanaf vers 11 sê Maria het buitekant die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien die twee engele, ja, ek was eintlik reg, daar sit met wit klere aan, een by die hoof en die ander by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het, en hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? En sy antwoord hulle, wel, omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Die volgende. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Het jy al ooit gewonder oor hoekom? Ek bedoel, sy het hoeveel jaar saam met hom gewandel, hoe het sy hom nie herken nie? Ek bedoel, sy het sy stem geken. Sy het by hom gesit, sy het hom gedien, sy het gesien wat hy doen. Ek dink, ouens, partykeer as ons perspektief nie reg is nie, sien ons nie wat ons moet sien nie. En ek dink dit is reg voor ons oë, maar ons sien dit net nie raak nie. En dan draai Jesus na toe en hy sê vir haar dieselfde vraag, vrou, waarom ween jy? Maar dan sit hy 'n vraag by en dan sê hy, wat of wie soek jy? En sy het gedink dat hy tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. So sy praat met Jesus oor Jesus. En dan beskuldig sy Jesus dat Jesus vir Jesus weggevat het. En ons perspektief maak dat ons goeders uit plek uitsien. En ek wonder net, vanoggend as die Here vir jou moet vra, Antoinette, waarom huil jy nog? Antoinette, waarom is jy kwaad? Antoinette, waarom neem jy nog steeds aanstoot? Antoinette, wie soek jy? Wie soek jy? Ek dink ons wil partykeer ons eie resolusies neem, om ons eie uitkomste te bepaal van hoe ons goed wil hê. En nie noodwendig God se oplossing nie. As ek dink oor goed wat skeef gaan, het ek my manier hoe ek dink dit moes uitgespeel het. Ek het, Here, hierdie is nou chaos, maar dit sal nou nice wees, as u nou hierdie en hierdie en hierdie en hierdie doen. En ek weet nie of jy al agtergekom het nie, die Here het nogal sy eie manier. Hy werk nie altyd soos wat jy dink hy moet nie. En jy kan nogal partykeer aanstoot neem op die manier van hoe hy werk.
Maar as hy jou vanoggend sou vra, waarom ween jy? En wie soek jy? Want wie soek jy vanoggend? Wat soek jy? Ons sien vir Dawid, iemand wat op heeltemal 'n verkeerde plek is, en wat net vir 'n oomblik mis, dit wat God wou doen, en dit verander die traject van sy koningskap. Maar dan ontmoet ons vir Maria, sy is op die regte plek, maar met die verkeerde perspektief. Sy verwag gelyk, maar God het opgestaan. Maar dan is daar 'n derde gebeurtenis, en op Pinksterdag sien ons daar is die regte groep mense, wat in 'n bovertrek sit met 'n regte verwagting. En dan sien ons die uitstorting van die Heilige Gees gebeur, so die regte persoon daag op. En God verander ons destiny met die feit dat die Heilige Gees hierdie lewe vir ons moontlik maak, maar nie net moontlik maak nie. Jesus het gesê dat ek het gekom dat jy kan lewe, maar net nie lewe alleen nie, maar lewe in oorvloed. Lewe in vreugde. Al maak dit nie, ouens, al maak dit nie sin nie. Die Heilige Gees is die een wat hierdie sin laat maak, omdat ons in stap bly en in gelid bly met waarmee hy besig is. In die oomblik as jy uitlid of uitgelid, nou praat ek mooi, ek verstaan militêre termes. Die oomblik as jy uitgelid uitraak, dan raak die gebrokenheid van hierdie wêreld te veel. Maar solank ek net in pas bly met hom, Here, hierdie is staf. En God weet, Jesus is deur hierdie tyd. Jesus was ook op aarde, die gebrokenheid van hierdie lewe volgetref. Maar ek wil inleen, Here, in wat U sien, oor my dag, oor my week, oor my lewe. Ek wil U nie net alleen vra om my goed te sien nie, maar ek wil inleen en doen wat U doen, en ek weet die seën van U sal op dit wees. Die band kan vorentoe kom. Ek wonder net vanoggend, miskien is daar van ons wat regtig, en ek bedoel, ek het my alself met tye daar gevind, dat ek op 'n verkeerde plek is. Wat ek eintlik selfverantwoordelik is vir onnodige spanning wat in my lewe inkom, omdat ek nie op die regte plek is, en nie in gelid is met wat die Heilige Gees mee besig is nie, omdat ek my eie goeders wil pursue, en wil hê dit moet gebeur. En dan is daar tye wat ek op die regte plek was, maar met heeltemal 'n verkeerde perspektief, met 'n verkeerde verwagting, want ek het my eie gedagtes gehad van hoe goed moet uitwerk, en God het gekies om nie so te werk nie, so my perspektief was heeltemal, dit was 'n gemors. Maar dan is daar hierdie lekker tye, soos die oomblik toe ons by die bus staan, en 'n taxi daag op, en die Here sê, ek weet jy het al die regte goed gedoen, nie is op verkeerde plek, maar kom ek help jou, kom ek kry jou by die regte lughawe uit. En God se goedheid is ook in daai tye daar. En al was dit my eie toedoen, en al was dit 'n toedoen maar net van omstandighede, ek dink die uitnodiging van die Heilige Gees is nog steeds, bly in pas met waarmee ek in jou lewe mee besig is. Vertrou my met jou lewe. Vertrou my. Ek ken jou einde van jou begin. Vertrou my. Ek het jou toekoms reeds besoek. Vertrou my. Lean in my wêreld in. Ek wonder of ons net vir 'n rukkie ons oë kan toemaak, en ek wil net 'n gebed vir ons doen vanoggend.
Here, dankie dat U met elkeen van ons hier se lewe intens mee besig is. Dankie dat elke lewe hier vir U belangrik is. Dankie dat vir elke lewe hier het U 'n droom gehad nog voordat ons was. Dankie vir elke lewe hier, Here, het U 'n lewe beplan van oorvloed en vreugde. Dankie vir elke lewe hier, het U geweet dat gebrokenheid, Here, aan ons almal se voordeure sou kom klop. Maar dat dit nie enigsins sou verander het oor hoe U oor ons voel, oor hoe U oor ons dink, oor hoe U oor ons droom, oor watter doel ons het in hierdie lewe nie, Here. En dankie Heilige Gees vir U. Dankie dat ons saam met U kan leef. Maar dankie ook dat ons vanoggend in pas kan bly met waarmee U besig is in elkeen van ons se lewe. En as daar van ons is wat vanoggend net moet sê, Here, ek is jammer, maar ek is op verkeerde plek, dan mag U goedheid en die guns en die uitnodiging ons lei na die regte plek toe. As ons op die regte plek is, maar ons het 'n verkeerde verwagting, Heilige Gees beïnvloed die manier hoe ons kyk. En as ons vanoggend op die regte plek is en ons net op die plek is wat ons eintlik vanoggend net U geniet, dan wil ons sê dankie. Mag ons in U goedheid en in U guns wandel, Here. U vul ons elke dag met U self. En vir dit wil ek vandag sê, dankie. In Jesus naam. Amen.